Weereens begin jy deur die hele alfabetliedjie te sing, vinger op die alfabet klankleerbord en jy sing A, B, C, D terwyl jou vinger volg. Ons werk hierdie week met die volgende vokaal of klinker, die letter E. Al die leerders bou die letter E. Ons vokale word in verskillende groepe ingedeel en al ons enkelvokale in die alfabet is vokaalgroep 3. Sommer net 'n beskrywing wat op die muurkaart voorkom. Dit word gevorm as die lug vrylik van die longe tot by die lippe vloei. Dis nie belangrik om daai definisie te ken nie, dis net vir volledigheid. Wat belangrik is, leerders moet asseblief nie arme ek is oupa uil leer nie. Die sinnetjie het geen assosiasie met 'n O en 'n U nie en dit is eintlik foutief. So, ons hou by die woorde wat ons gebruik om die letters mee aan te leer en dit is arm, net, sit, os, mis en hulle speel dit op hulle 5 vingers van hulle hand uit en ons het reeds vir arm gedoen wat op die duimpie is en nou gaan ons doen net wat die wysvinger gaan wees. En wat oulik is as jy die prentjies wil gebruik en vir hulle vingerpoppies wil maak wat hulle soos ons die klinkers byvoeg op hulle hande uitbou vir konkrete vaslegging en geheue. Wat is ook belangrik? Ons werk altyd eers met die kortklanke van die klinkers. Daarom is dit belangrik dat hulle weer eens besef dat 'n kortklank, ons hand voor ons mond is 'n kortklank, die klank word gestop en die klank is kort as die lettergreep op 'n groen deel eindig. So daar's 'n groen letter na die geel letter. Nou net ons met 'n kort lettergreep te doen. Hierdie mag baie oorweldigend lyk. Stel dadelik graad 1 gerus dat ons nie nou al hierdie konsepte gaan leer nie. Wat belangrik is om wel vir hulle te verduidelik hoe werk die E-letter in die alfabet. Dit is waarskynlik een van jou moeilikste letters om volledig te bemeester. Ons leer tradisioneel in die skoolsisteem die E. Dan kom ons agter daar is 'n klomp woorde met y en ons leer eintlik later vir hulle die kappiewoorde is die y-woorde, maar daar is ongelukkig baie ander woorde wat ook y in het. En dan leer ons vir hulle die lang klank die ee. En ons dink dit is voldoende om suksesvolle spel- en leesvaardighede te kweek. Soos jy kan sien, is ons muurkaart baie voller as net daardie 3. En daarom is dit belangrik dat hulle verstaan. Die E-letter het 5 verskillende klanke in Afrikaans. Ons gaan nie gelyktydig alles probeer leer nie. As hulle mooi kyk na die muurkaart, sien hulle ook by nommer 1 en by nommer 2 is daar 2 prentjies, net soos wat ons gehad het by die letter A by die nommer 1. Die rede is, dit maak dieselfde klank, maar vir die 2 prentjies is daar 2 verskillende reëls. Die een is in 'n toelettergreep en die een is in 'n ooplettergreep. Dieselfde met die ek-klank. Die een is in 'n toelettergreep en die een is in 'n ooplettergreep. Die volgende 3 klanke, bene en gewen, is ook baie belangrik, want die B, die lang E, het te doen met ons ooplettergreep. Daar gaan ons gewoonlik tradisioneel 'n lang klank kry. En die gewen het weer te doen waar ons is sê, maar ons skryf op die papiere E. En die laaste een is I, baliekie. Maar julle sien dat ons net 'n E geskryf het. Ons het nie 'n I, 'n IE in daardie woord geskryf nie. So maak seker dat jy mooi verstaan hoe die E in Afrikaans werk. Daarom gebruik ons weer eens al ons groot motoriese spiere om hierdie komplekse begrip mee vas te lê. Ons gaan nou stap vir stap die bewegings byvoeg. As ons program nuut is vir jou om te gebruik en jy voel oorweldig deur al hierdie bewegings, is jy welkom om die bewegings een vir een by te voeg. Wees net versigtig. Leerders lê gewoonlik die eerste inligting baie goed vas omdat hulle dit in graad 1, 2 en 3 oefen vir 3 jaar. Wat ons ervaring is, as ons die ander klanke eers later byvoeg, lê dit nie in dieselfde mate vas nie. Daarom glo ons by Kids Spelling, dit vat meer tyd
maar jy lê al die bewegings vas en dan het die kind die bron waaruit hy al sy inligting tot 'n matriek gaan gebruik. Want anderster raak hulle vasgevang met 2 van die 5 begrippe en daaruit probeer hulle al hulle woorde doen in die hoërgrade. En dit is dan waar ons spel en leesuitval vandaan kom. So jy gaan oefen en jy gaan nou sê die E sê vir net, maak of jy 'n visie skep. Die E sê vat aan jou denim vir denim. Die E sê vir ek, wys na jouself. Die E sê vir televisie, maak 'n reghoek met jou vingers. Die E sê vir bene. Die E sê vir gewen, wys in die lug op en die E sê U vir balletjie. En as ons dit nou net met die klank vas lê, dan klink dit so. Die E sê E, I. Dit is die 5 klanke wat die E wel kan maak. Ek dink julle sien nou die prentjie van hoe ons altyd van die groot prentjie tot by die klein prentjie werk. Vir graad 1, as hulle nou nie al daai bewegings die eerste dag onthou nie, is dit glad nie 'n krisis nie, want al wat hulle nodig het vir hierdie week se les is om te weet die E sê vir net, hulle maak of hulle skep met 'n net en hulle weet dit is 'n vokaal of 'n klinker. Dit is waarmee ons nou gaan werk. So ons vat die groot prentjie, ons verduidelik die konteks waarbinne hierdie in die Afrikaanse taal is en dan fokus ons eksplisiet op dit wat ons gaan gebruik. Hier gaan jy reeds ervaar dat KidsAid Spelling as 'n spelprogram en as 'n fonetiese program homself onderskei van enige ander program wat tans beskikbaar is. Ons sê dis baie belangrik dat ons ook die ander kant vir kinders leer en nie net die omskakeling van die letter na die klank toe nie. So ons weet nou as ons 'n geel E in ons klankleerborde bou of ons sien 'n E geskrewe in 'n woord in 'n swart en wit boek, dan gaan die kort klankie in 'n toelettergreep vir ons wees. Nou wys ons hoe lyk. Wat by die baie belangrik is om jou streekse dialek te verstaan. Ons almal weet, die Vrystaaters en Gautengers praat van ek. Die Kaapenaars of die Wes-Kaapers praat van ek. Kan julle hoor dat die 2 verskillende klanke uitgekom het? So gaan bepaal met watter dialek jy werk en pas dien ooreenkomstig aan. Wat vir ons belangrik is dat leerders net weet vir graad 1 dat die klankie is en jy skryf dit altyd met 'n E. So dit is baie maklik. Die denim prentjie gaan ons nie nou oor bekommer nie. Dit kom later by waar ons ook lettergrepe behandel. Wat wel belangrik is die 4 woorde hieronder. He, lê, pe en sê. Nou he en sê en selfs lê is baie hoë frekwensie woorde wat ons gereeld in leesstukke kry. So wat ons vir leerders net saam met hulle net leer. Daar is 4 woordjies wat jy moet ken waar ons 'n kappie opsit omdat dit die laaste lettertjie in die woord is om te wys dit is nou die kort klankie. Dit is nou nie lee of j of c nie. Ons wys met die kappie dat hierdie 'n kort klankie is. En tradisioneel sal ons later sien is die kappie die leesteken wat eintlik die klank verander. Maar net daardie 4 woordjies moet hulle dan as 'n geheue leer. So dit is afrigting vir geheue, is om daai 4 woorde te ken. Die rede hoekom ons die grys end teeltjie onder die klank ingevoeg het, is net om vir jou die ooreenkoms tussen Afrikaans en Engels te wys. Die klankie klink presies dieselfde in Engels en Afrikaans. Ons het net 2 verskillende assosiasieprentjies. So dis maar net om vir leerders die 2 tale met mekaar te verbind. Jy kan dit vir die Afrikaanse kant ignoreer, want jy gaan werk met die vir net.
Maak nou seker alle leerders bou die geel E dui aan dat dit die kort E-klank is waarmee ons werk en dit is omdat dit in 'n geslote deur is of 'n toedeur. Ons wil graag almal die woord ken op die bord skryf. Kom ons klap op ons skouer, elleboog, pols. N. Dit is wat ons hoor. Nou gaan ons almal saam. Ek help die leerders met die k. Hulle bou die wat ons nou net behandel het en ek help weer met die n. Kom ons skakel dit nou om na geskrewe letters. Wat weet ons? Dit moet 'n geslote lettergreep wees want ons het die kort klank gebruik. Daarom K-E-N. Leerders moes net die omgeskakel het na die toe want hulle het nog nie die ander twee letters gedoen nie. So jy kon ook die eerste twee, die groen letters vir hulle ingevul het, die konsonante en hulle moes dan self die se geel vokaalletter gaan skryf het. En dan lees ons daar staan dus ken. Die omgekeerde proses is ek wil hê hulle moet 'n woord vir my lees. Daarom bou ek die woord op die bord en nou skakel hulle die geskrewe letters om na die klanke toe. Hulle het nog nie die groen konsonante gedoen nie. Daarom help ek hulle met n. Ek wys vir hulle dit is 'n geslote lettergreep, so hulle weet dit gaan 'n kort vokaalklank wees. Daarom skryf hulle self vir my want ons het hom nou net behandel, net en ek vul in n en s en nou gaan ons hom saam klap. N s op ons arm en ons lees die woord nes. Onthou ook van jou manipulasie op 'n donderdag waar jy een woord kan bou en een letter kan vervang en die leerders moet die omskakeling doen. So ek sou byvoorbeeld hierdie N kon wegvat en 'n B insit en bes skryf omdat hulle reeds die B behandel het. Dieselfde ritme word gehandhaaf, die naam met al die bewegings, die klank waarmee ons werk, om te weet die kortklank van kom in 'n toedeur in 'n toelettergreep wat op 'n konsonant eindig voor. Ons herken hierdie geskrewe letter in woorde. Ons kan die leeskaart, die lettervorming en die sleutelbord vaardighede doen. Hierdie video het kopie reg op.